Vandag is die 19de Desember 2025 en dit is die dag wanneer die komeet 3I Atlas die naaste aan die aarde verby beweeg. Nou, wanneer ons sê naaste, is dit tegnies die naaste, maar dit is daarom ook 'n volle 270 miljoen kilometer ver. So mens kan gerus wees dat daar is daarom geen gevaar wat hierdie komeet vir ons op die aarde inhou nie. Nou as jy hierdie storie dopgehou het, het jy seker agtergekom dat dit is nogal 'n indrukwekkende storie wat die meeste mense se verbeelding nogal aangegryp het met die ontdekking van hierdie voorwerp nog voor hy as 'n komeet geklassifiseer is. So, kom ons kyk gou 'n bietjie na die geskiedenis van hierdie komeet en hoe ons weet wat ons weet en wat weet ons sover van hierdie interstellêre voorwerp. So, die 1 Julie 2025, dis maar minder as 6 maande terug, is hierdie voorwerp ontdek, eerste keer geobserveer of waargeneem deur die Atlas teleskoopsisteem. Atlas staan vir die Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System en hierdie spesifieke teleskoop was in Chile gewees, die Suid-Amerikaanse land, en 3I staan vir die feit dat dit is die 3de interstellêre voorwerp wat 'n besoeker is aan ons sonnestelsel. En dit is hoekom hy dan nou die titel gekry het, 3I Atlas. Nou voor ons geweet het dat hy is 'n komeet, het ons natuurlik al die teleskope wat ons enigstens kon gerig na hierdie voorwerp toe om te sien wat het ons hiermee te doen. Want daar was 2 baie interessante feite wat baie vinnig aan die lig gekom het. Die eerste ene was hierdie voorwerp se spoed. En toe hierdie voorwerp nou ons sonnestelsel betree het, was sy spoed omtrent 62 km per sekonde, wat geweldig vinnig is, selfs in astronomiese terme. Toe hy nou nader aan die son verby beweeg het, toe het dit opgegaan na amper 70 km per sekonde en die verwagting is dat soos wat hierdie voorwerp ons sonnestelsel verlaat, dat hy dan nou sal terugkeer na min of meer 61 km per sekonde. Die tweede ding wat nogal interessant was, wat ons gesien het van hierdie voorwerp, is sy wentelbaan. Nou, dit was baie reguit. Die wentelbaan is nog steeds baie reguit. Dit is asof hy amper soos 'n inspuiting reguit in ons sonnestelsel inkom, verby die son geskuur het, verby die aarde skuur vandag, en dan volgende jaar verby Jupiter skuur, en dan heeltemal uit ons sonnestelsel uit beweeg. Nou, hoekom is die reguit wentelbaans vir ons so interessant? Want dit sê vir ons dat hierdie voorwerp kom van baie ver af. Gewoonlik sien ons periodiese komete, of voorwerpe, al is dit nie 'n komeet nie, wat rondom iets wentel. So dit beteken mens kan gewoonlik 'n sirkelvormige wentelbaan sien, maar hierso sien ons amper 'n reguit wentelbaan. So mens kan dit amper seker 'n wentelbaan noem nie, mens moet dit seker 'n traject noem. Wat beteken dat hierdie komeet wentel om iets baie verder weg van ons sonnestelsel af en ons sal nooit weer hierdie interstellêre voorwerp sien nie. So nadat hy nou ontdek is al die teleskope na hom toe gerig en dit is toe wat ons begin sien dat daar is 'n fyn stert wat ons besig is om waar te neem. Ons sien 'n bietjie sublimasie, daar is yster en nikkel sublimasie en dit sit toe nou hierdie voorwerp dadelik in die kategorie van komeet. Nou wat baie interessant is dat, miskien moet ons 'n bietjie verder teruggaan in die geskiedenis. Daar het 'n hele paar komete al besoek afgelê in ons sonnestelsel. Halley se komeet is een van die bekendstes, maar daar was 'n hele paar ander komete ook gewees. En dit het ons as mensdom die geleentheid gegee om 'n model te bou oor wat ons dink komete is, hoe komete werk, hoe hulle wentelbane werk, hoe hulle sublimeer, hoe hulle sterte werk en wat se rigting is die stert, en ons 2 verskillende sterte ook, en baie interessante feite. En is gewoonlik ook periodiese komete, wat beteken dat, alhoewel dit vreeslik lank vat vir daai komeet om weer 'n draai te kom maak, op die ou einde oor 70 of 100 jaar kom maak daai komeet weer 'n draai. Maar nou sien ons met hierdie voorwerp, dat ons hom wel in die kategorie sit van komeet, maar hy gedra homself nie 100% soos wat ons sou verwag het 'n komeet moet wees nie. So byvoorbeeld, wanneer ons na vorige komete gekyk het, het ons min of meer 'n idee wat die vrylatingtempo is
en die vrylatingsmeganismes is van hierdie nikkel en yster wat 'n mens op hierdie komeet sien. En teen watse tempo sublimeer hierdie komete en die sterte wat daarmee gepaard gaan en hoe lank die sterte is en die samestelling van die sterte. Maar nou sien ons met hierdie 3i Atlas dat alhoewel hy baie ver was van die son, ons het nou voorheen genoem dat ons het hom ontdek op 4 AU, waar AU is die gemiddelde afstand tussen die aarde en die son, 150 miljoen kilometer. So hy is ontdek en waargeneem die eerste keer waar hy redelik ver weg was van die aarde. En ons het 'n sekere idee oor wat die tempo van vrystelling is van nikkel en yster en CO2 ensovoorts, wanneer 'n komeet so ver weg is van die son. Maar dit het nie ons modelle gepas nie. Die vrystellingstempos was baie hoog gewees. Tot so 'n mate dat dit gelyk het asof hy op hierdie stadium net uit nikkel uit bestaan. En nie yster nie. En gewoonlik moet daar 'n 1-tot-1 verhouding wees van nikkel en yster met 'n gewone komeet. En die vrystellingstempos was baie hoog geweest. En soos hierdie komeet toe nou nader aan die son beweeg het dit gelyk asof die vrystellingstempos meer normaliseer en ons het begin yster samestellings kry en hy het homself toe nou weer meer begin gedra soos wat 'n komeet wat ons nou dink volgens ons modelle 'n komeet homself nou moet gedra. Baie interessante fisika wat daarmee gepaard gaan. Maar daar is baie interessante eienskappe wat ons sien aan hierdie 3i Atlas wat vir ons sê dat daar is tog 'n groot verskil tussen komete van interstellêre oorsprong en komete wat nou en dan elke 100 jaar of so periodies 'n draai kom maak in ons sonnestelsel. Wat natuurlik ook baie interessant is dat hierdie is nou die 3de interstellêre voorwerp wat ons sonnestelsel besoek sedert 2019 as ek dit reg het. En nou is die groot vraag, gaan ons meer van hierdie interstellêre voorwerpe sien wat deur ons sonnestelsel beweeg? Is dit snaaks, jy weet, is dit uit die norm uit dat ons hier nou begin om hierdie voorwerpe te sien, of was die lang stilte voorheen eintlik die anomalie gewees? So dit is baie interessante idees en eienskappe en navorsingsrigtings wat nou in die volgende paar jaar definitief gaan plaasvind. Wat wel soos 'n paal bo water staan, is dat ons het 'n geweldige interessante geleentheid om interstellêre voorwerpe te analiseer, dop te hou, waar te neem met al die tegnologie tot ons beskikking. En vandag is die tyd wat hy die naaste aan die aarde verby beweeg, soos ek gesê het, 270 miljoen kilometer ver, glad nie gevaar vir die aarde nie, maar dit gee vir ons hierdie geleentheid om regtig na die stert van hierdie komeet te kyk, wat ook 'n X-straal gloei het, wat vir die eerste keer waargeneem is, en die vrylatingstempos naby aan die son en ver weg van die son, en die verhoudings tussen die nikkel en die yster, is nou maar net eintlik die punt van die ysberg van die navorsingsvraag, wat ons nou kan vra en hopelik in die volgende paar jaar beantwoord kan kry, oor hoe lyk hierdie komete wat van interstellêre oorsprong is. So ons hou hierdie spasie dop, ons gaan foto's plaas en ek dink dis nie die laaste keer wat ons van 3i Atlas gehoor het nie.